Shalom en welkom weer by hierdie gesprek wat ons het oor die tempel. Ons gaan vandag die simboliek hanteer en baie mense het al die leringe gehoor en baie mense het al begin kyk na die betekenis daarvan. Ek wil die tempel vandag so 'n bietjie meer toepas op onsself. Want ek glo dit is wat die rede en die doel van die tempel was, is dat ons 'n les geleer word wat ons moet doen, wie ons moet is. Vader se skepping het hy in die mens volvoer om hom te dien, te eer en te loof. En die tempel en die betekenis daarvan het alles te doen met hoe ek en jy moet leef. God het nie in die paradys gebly nie, maar dit was die plek van sy teenwoordigheid. God het net so nie in die tabernakel gebly nie, maar dit is waar hy met Israel ontmoet het. En net so kom bewoon Vader die lofprysinge van sy kinders. God bewoon die tempel van die gelowige, sy liggaam, op dieselfde manier. 1 Korintiërs 13 vers 16 sê vir ons: weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en dat die Gees van God in julle bly nie? Wie ook al die tempel van God vernietig, hom sal God vernietig. Want die tempel van God is afgesonderd en dit is julle. Dit is baie duidelik dat die liggaam van die gelowige die plek is waar Vader wil wees, waar hy wil kom fellowship maak met jou, waar hy saam met jou wil kom bly. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê: weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Gees wat afgesonderd is, wat in julle bly, wat julle van God gekry het? Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is gekoop vir 'n prys. Bring daarom eer, lof en aanbidding aan God in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. 2 Korintiërs 6 vra ook vir ons dan in vers 16: watter ooreenkoms is daar tussen die tempel van God met demone? Julle is die tempel van die lewende God, net soos ek gesê het. Ek sal in hulle bly en ek sal in hulle leef en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Die verbond van God wat hy hier aanhaal is vir die kinders van God, waar binne hy bly, wat hy deur sy Gees bewoon. En dit is die rede waarom hy dan ook sê, daar is nie plek vir, daar is nie blyplek vir sonde, die konsep van sonde. Want hy is die een wat in hierdie tempel wat hy geskep het, wil bly. Nou, Efesiërs 2 vers 20, julle word opgebou op die fondasie van die afgevaardigdes en die profete. Dis die lering wat ons moet volg. Met Jesua, die gesalfde een, self die hoeksteen van die gebou. Wanneer ons nou na ons as tempel kyk, en kyk wat ons as tempel is en moet doen, dan is dit Jesua wat die hoeksteen is. Hy vorm die basis, die fondasie, die vestiging van wie ek en jy is, want dis op die karakter en autoriteit van Vader wat hy vir ons kom wys het, dat ons gebou word. Waarom? Vers 21, in hom word die hele gebou aan mekaar gesit, en dit groei tot 'n afgesonderde tempel in eenheid met Jehovah, terwyl julle ook vir hom gebou word, tot 'n blyplek van God in die Gees. Maar ons word gebou, hierdie tempel van ons word gebou op die leer van die afgevaardigdes en die profete. Die Nuwe Verbond en die Tanakh of Ou Testament soos mense dit ken. U kan nie een van die twee los nie, dan is die tempel nie volledig gebou. Kom ons kyk na die belangrike items in die tabernakel. Ons het verlede week so vinnig deur die volgorde van die tabernakel gegaan. Kom ons kyk net gou weer daarna. Aan die begin, wanneer mense inkom, is daar die gordyne wat die deur is. Dan is daar die brons altaar, die waskom. En dan is daar weer 'n gordyn, die tafel met die brood,
van sy teenwoordigheid. Dan is daar die goue lampstander, die wierookaltaar, binne in hierdie afgesonderde deel van die tabernakel. Dan is daar weer 'n gordyn, wat genoem word die verdelingsgordyn. En hierdie verdelingsgordyn is dan na die mees afgesonderde plek, waar die sitplek van God in aanhalingstekens. Die plek waar hy kom ontmoet het met die hoofpriester. Die plek waar hy die volk sy teenwoordigheid kom wys het, bo op die ark. Hierdie was dan die troon van onverdiende guns, met die gerubs wat daarbo is, as die opligting, die verheerliking, die grootmaak van Vader en sy naam. Eerstens is daar die gordyn van skeiding aan die heel buitekant, waarby niemand kan inkom nie. En dit is amper soos die bekering, wanneer 'n persoon, met ander woorde, die eerste keer daardie offer bring van sy lewe wat hy aflê, aangaan deur die doop, voordat hy weer deur die gordyn gaan van selfverloning, inkom in die teenwoordigheid waar die Gees van God deur sy woord vir ons die riglyn word, waar hy gemeenskap het met ander gelowiges en die gebede wat voor God gehou word, met die ander gordyn wat oopgeskeur is by die kruisiging, waardeur ek en jy toegang het tot die binnehof, die binneplek, die mees afgesonderde plek, waarin ek en jy vrye toegang het daartoe. Maar die buitegordyn, en hier is 'n ander manier om te sien hierdie 3 fases wat ons stap. Jesua self het gesê, ek is die pad, die waarheid en die lewe. Dit is ook 'n mooi manier om dan te kyk na hierdie uitleg van die tempel of die tabernakel. Van oral oor die kamp moes enige persoon wat na die teenwoordigheid van Jehova wou kom, deur die deur na die ooste kant van die tabernakel kom. Die gesalfde een is die enigste deur vir hulle, waar die Vader in gees en waarheid wil aanbid. Daar's net een deur. Daar's net een manier om in te gaan. En dit is deur die deur van Jesua en sy dood. Die deur was so wyd, dat enige persoon daar kon ingaan. Die gesalfde een, sy deur is oop vir enige iemand. Daardeur is die offer gebring. Daardeur het ons toegang tot sy tempel gekry. Dan was daar die gordyn wat aan die deur gehang het. Dit is gemaak van 4 verskillende weefgaring, naaldwerk en borduurwerk. Dit praat oor die skoonheid, die mooiheid, die beeld van Jesua, wat die deur is. Maar elke draad praat dan van die waarheid van die gesalfde een. Blou dui op die gees van Vader wat in hom was soos wat hy in ons is. Pers is die koninklike kleur. Die koninkryk, hy is die koning. Hy is die een wat sal heers oor die skepping soos Adam dit moes gedoen het. Die skarlakenrooi dui op sy lyding, die sterwe, die stryd wat hy moes deurgaan om vir u en my te betaal. Ragab die hoer het, toe die Israeliete ingegaan het en die verkenners ontvang het, het sy ook 'n rooi tou deur haar venster laat hang en so die vernietiging vrygespring. Die teken van die bevryding deur die bloed van Jesua. En dan die wit kleur wat daarmee saamgaan, dui op die afgesonderde reinheid van die gesalfde een. Afgesonder, net vir Vader. Hy is onpartydig opreg. Daar is geen vlek en rimpel in hom nie. In hierdie tydperk, 'n onverdiende guns, word die deur van verlossing van Jesua oopgehou vir almal. Net soos die deur van Noag vir 7 dae oopgebly. Wat ook 'n simbool is, Vader se onverdiende guns. Die deur was oop, enige iemand kon besluit om in te gaan. En dit is so belangrik dat ek en jy sal verstaan dat
Vader se onverdiende guns is nog steeds beskikbaar. Die deur is oop. Maar daar kom 'n tyd, net soos met die ark, wanneer die deur gesluit word, wanneer die deur nie meer oop is nie, en wanneer die deur nie meer toeganklik is vir iemand wat wil ingaan nie. Aan die ooste kant het ook 'n redelike betekenis in die skrif. Die stam van Juda, waardeur die gesalfde een sou kom, het altyd gekamp aan die ooste kant van die tabernakel. Die hek na Gan Eden, of die paradys soos jy dit ken, waaruit die mens verban is, was aan die ooste kant. Die wyse manne vanuit die ooste het die ster in die ooste gesien. Die môrester kom in die ooste op. Die seun van onpartydige opregtheid kom vanuit die ooste, Malagi 4 vers 2. Hebreërs 9 vers 23 sê vir ons, dit was dus nodig dat hierdie dinge, wat bloudruk planne was van die dinge in die ewigheid in die hemel, verbygaan. Vers 24, 'n bloudruk plan van die ware een. Hebreërs 8 vers 5, waar gepraat word dan oor die priesterskap, word gesê, hulle wat 'n voorbeeld en skaduwee van die hemelse bedien, net soos aan Moshe gesê is toe hy die tabernakel gemaak het, let op dat jy alles maak volgens die bloudruk plan. Hierdie is nie sommer net nie, dit is spesifiek en presies. En daarom is die buitehof, die buitekant daarvan, het 60 pilare rondom die hof van die tabernakel gehad, van akasia hout gemaak. Hierdie donker pilare van die hof is met wit klere toegemaak, van die buitekant af, die kleed van onpartydige opregtheid, waardeur 'n sondaar toegedek word, wanneer hy inkom deur die poort. Die kleed word deur die meester Jesua, die gesalfde een, voorsien, deur sy lyding en dood en opstanding. Hierdie voetstukke was van koper gemaak. Koper is interessant, dit moet eers deur die vuuroond gaan, 'n paar keer, voor dit enige doel kan bereik. Dink aan die wildernis, wanneer die stormwind in die tent gewaai het, pilare op die geelkoper voetstukke gestaan het, net so sterk moet ons staan in ons meester. Daar is ook afdelings en steunlatte, hoeke gemaak, wat die hele installasie versterk. En dit is alles van silwer gemaak. Silwer wat 'n reinigingsmiddel is. Maar hierdie silwer is ingesamel van die vrygekooptes, die losgekooptes, met 'n prys van die Israeliete. Dis die boeteprys, die vrykoopprys van elke man wat 'n halwe sikkel silwer moes betaal. As ons kyk dan na die hof, is 'n plek van afskeiding. Nie enige iemand mag daarin kom nie. Dis 'n plek van afgesonderdheid. Anders kan ons hom nie sien nie, volgens 1 Kefa hoofstuk 1 vers 16. Hebreërs 12 vers 14, daarom moet ons priesters om met afgesonderdheid aanbid. Hoe kan jy afgesonderd gemaak word? Die Bybel sê deur die bloed van Jesua, deur die woord van God en deur die Gees, 2 Tessalonisense 2 vers 13. Dan kom ons in 'n plek van bevoorregting in. Dis 'n eer om daar te wees. Die konings en die heersers van ouds, soos Dawid, het begeer om in die tempelhowe van God te staan. Daar word ons medewerkers van die gesalfde een wat ons hoofpriesters is. En ons word heersers oor die sonde saam met hom en oor hierdie skepping wat God gemaak het. Ons is sy ambassadeurs, sê die Bybel. Die altaar, soos ons ook verlede week oor gesels het, is die eerste stap in die tempel. Dis daar die eerste stap wat elke persoon moet gee om in Vader se teenwoordigheid te kom. Simbool van vergifnis. Daar is geen vergifnis sonder bloed wat gevloei het. En daarom loof ons die Vader alleen, dat Jesua se bloed gevloei het vir jou en my. Wat interessant is daar is net een altaar. Daar's een altaar. Daar's net een manier om gered te word. Daar is geen ander nie. Die tweede deel of die tweede item in hierdie buitehof is dan die kopervas kom.
Geen ongewaste, onrein persoon mag in die teenwoordigheid van God kom. Wanneer ons met ons onreinheid voor hom kom, vat hy ons deur die altaar, waar die bloed van Yeshua ons was. En dan kom ons by die waskom. Hier is die gewas as teken van reiniging, nadat ons liggaam gereinig is. Offers, alles wat voor Jehovah gebring is eers gewas. Dit is ook 'n simboliek van die doop, soos ons verlede keer ook gesê het, maar is ook 'n simbool van die reiniging wat plaasvind wanneer 'n persoon homself volledig oorgee aan Vader. Dit gebeur deur die doop. Romeine hoofstuk 6 is baie duidelik daaroor. Die tempel is ook 'n tipe van 3 periodes in tye. Ons kan hierdie binnehoof sien van die offertyd, die afgesonderde deel van prentjie van die nuwe verbondstydperk van die Gees en die Woord en eenheid met mekaar, na die mees afgesonderde plek, wanneer ons ingaan in die volheid van teenwoordigheid van Vader alleen. Wanneer ons nou kyk na die afgesonderde plek, nadat ons deur die waskom is, dan sien ons, hy is ook met 48 houtborde, wat met goud oorgetrek is gemaak, 96 voetstukke van silwer. Weerskante was daar 5 balke van akasiëhout met goud oorgetrek. Dit was stewig, dit was mooi. En al hierdie borde het goue ringe aan hulle gehad, waarmee hulle gedra is en waarmee hulle beweeg is. Efesiërs 4 vers 16 sê vir ons, vanuit hom is die hele liggaam in mekaar gepas en een gemaak by elke ligament. En dan sien ek hoe die tempel en die tabernakel aan mekaar gesit is op dieselfde manier. Volgens die gawe van elke ledemaat, na mate ontvang het vir die groei van sy liggaam, sodat sy gebou in liefde voltooi kan word. 'n pragtige simboliek van die manier hoe die tabernakel aan mekaar gesit is. Die tabernakel se toedekking, of dit wat hom toegemaak het, was fyn linne. Die heel binneste laag, dit wat gesien kon word van binne af. Dit is 'n onpartydige opregtheid van Vader, waar sonder niemand in sy teenwoordigheid kom nie. Maar is uitgeborduur met blou, pers, rooi en wit, weer dieselfde betekenis, as dat ons ingekom het in hierdie tabernakel. Maar dit het ook gerubs. Die hemelwesens met vlerke wat geskep is om in die teenwoordigheid van Vader te wees. En hierdie simbole wat dan uitgeborduur is, simboliseer dan juis sy teenwoordigheid, die versoening, sy omgee. Dan is daar bokhaarvelle, met die tweede laag. Dis die gordyne wat van bokhare gemaak word, en dit verteenwoordig weer eens afsondering. Bok is een van die diere wat gebruik is in offerande, hoofsaaklik op Yom Kippur. En hierdie toedekking simboliseer dan die afsondering. Die ramsvelle wat gebruik is die derde laag. Die ramsvel wat rooi gekleur is, verteenwoordig die toewyding, die onderdanigheid. Dus wees onderdanig aan die gesalfde een en dien hom met 'n skoon gewete, soos 1 Timoteus 3 vir ons leer. Heel bo oor hierdie laag is daar dugong. Nou, die Engelse woord daarvoor is sea cow. Hierdie is 'n dier wat veral in die Rooi See voorgekom het en nog steeds is. En hierdie diere se velle is 100% waterdig, dik en sterk. Dis die buitenste laag. Beskerming. Net soos beloof is, sal hy ons beskerm teen die bose. Binne die tabernakel staan ons in verwondering oor die mooi beelde, dit wat geborduur is, maar van buite is hy besig om ons te beskerm. Slegs die priesters is hier toegelaat. Die afsonderde plek was omtrent 30 voet lank en so 15 voet breed, 15 voet hoog. Die strukture is van houtborde gemaak en oorgetrek met goud. En binne die afgesonderde plek was dan die goue lampstander aan die suidekant, die tafel met die brood van teenwoordigheid aan die noordekant, die goue wierookaltaar voor die gordyn. En dan
is daar ook die gordyn wat die skeiding bring na die mees afgesonderde plek. Wat weer eens Jesua verteenwoordig, maar hy het hom oopgeskeer, want hy het die gordyn geword. Hy het vir ons die opening gebring. Hierdie gordyn met skeiding is weggeneem. En hierdie era, die tydperk waarin ons is vandag, is die bevoorregte era, waarin ons sonder verhindering in die volheid van Vader se teenwoordigheid kan kom. Die eenheid en gemeenskap van die kinders word uitgebeeld deur die tafel. Ons gebed, die manier waarop ons na Vader nader, deur die altaar en Vader se woord en sy gees, wat vir ons die waarheid bring. Dis hierdie tydperk, dis waarin ons bly. Johannes hoofstuk 6 vers 32. Jesua sê vir hulle, dis 'n tydlose waarheid wat ek vir julle sê. Dis nie mos sê wat die brood uit die hemel uit vir julle gegee het nie, maar my Vader gee vir julle die brood van waarheid vanuit die hemel. Want die brood van God is hy wat vanuit die hemel afgekom het en aan die wêreld die lewe gee. Hulle antwoord om ons meester gee altyd vir ons hierdie brood. En Jesua sê vir hulle, ek is altyd dieselfde. Wie in my, na my toe kom, sal nooit honger wees. Wie in my vertrou, sal nooit dors wees nie, tot in ewigheid. Binne hierdie is ook die menorah, of die 7 lampstander, wat 7 olielampies gehad het. Olie, wat die symbool is van die gees van God. Die lampe, die woord van God. Die olie brand altyd vanuit die lampe, nooit op 'n ander manier. Die gees werk deur die woord van God met ons. Dis deur die woord van God wat hy met ons praat en vir ons lewe gee. Die 7 lampe verwys dan na die volmaakte woord. Dit is God se woord vir u. Daar is niks anders. Ons het niks anders nodig nie. Dit wat nie buite die woord is, of dit wat buite die woord is nie van die gees van God. Hierdie menorah is in die afgesonderde plek, in sy teenwoordigheid. Deur sy woord en sy gees bring hy ons in 'n verhouding met Vader, deur gebed, en 'n verhouding met ons medemens, deur die tafel van teenwoordigheid. En dis die simboliek van hierdie kamer. Die enigste pad wat ek en jy het, om in die volle teenwoordigheid van God in te gaan, deur die olie van die gees, wat spesiaal voorberei. Kyk ons na die goue wierookaltaar, sien ons dat die Bybel vir ons praat oor sekere dinge. Wierook, ketoret in Hebreëus, wat gebring word, die simboliek, die lekker ruik van die gebede van die kinders van God. Dit word gedoen in afgesonderdheid, in reinheid, in sagte omgee, en deur versekerde verwagting. Psalm 141 vers 2 wil ek graag vir u gee. Laat my gebed voor u wees soos wierook en die oplig van my hande soos die aandoffer. Wonderlik is dit. En dit is hier deur hierdie gebede wat ons kom in die mees afgesonderde plek. Die mees afgesonderde plek wat bestaan uit die ark, die volheid van die teenwoordigheid van God wat hier vir ons uitgebeeld word. En dan binne in die ark was weer eens die woord van God. Uitgebeeld deur die 10 wette van Vader wat geskryf was op die klipaltaar. Hierdie kliptafels. Hier in sy teenwoordigheid is ons sonder blaam, afgesonderd en rein. Waar afgesonderd reinheid in die teenwoordigheid van God ontvang word, is daar 'n doop met vuur. Dis waar sy teenwoordigheid is. En vuur in die skrif praat elke keer van reinheid of vernietiging. So wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, sonder hy ons af, reinig hy ons deur sy woord. En dan die staf van Aaron, wat die autoriteit is wat Vader in jou lewe wil toepas en deur jou lewe sy autoriteit wil laat geld.
Maar dan is daar ook Manu. Daardie voorsiening wat Vader wil gee vir elke een van sy kinders. Hierdie is die plek van sy onverdiende guns. Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van sy onverdiende guns gaan, sodat ons liefdevolle omgee kan ontvang en ons sal onverdiende guns vind. Vind ons dit by hom, wat hy vir ons wil gee. Vader wil vir ons sy onverdiende guns gee. Met die gerubs wat eer betoon en die teenwoordigheid, deel ons daarin, betoon ons eer, bring ons voluit aan hom, wat vars elke dag ons voorsiening. Ek sluit af met 1 Timoteus 2 vers 4. Hy wat wil hê dat alle mense lewe sal hê en sal terugkeer na die kennis van die waarheid. Want God is een en die middelaar tussen God en die mens, Yeshua, die gesalfde een, is een. Hy wat homself gegee het as 'n losprys vir elke persoon, getuienis wat op die bepaalde tyd gekom het. Daar is nie meer grense om by God te kom. Hierdie gordyn wat oopgeskeur is, het u en ek vrye toegang tot sy teenwoordigheid. Hierdie tempel, hierdie simboliek is in jou, vasgemaak. Ons kan vervul dit wat hy kom doen het, sy teenwoordigheid in ons. So bring ons nou reguit na Vader se teenwoordigheid. Hebreërs 10 vers 19 sê dit. Daar is dus vir ons vrymoedigheid, broers, om in die afgesonderde plek in te gaan deur die bloed van Yeshua. En deur die metode van lewe wat ons vernuwe het binne die skeidingsgordyn wat sy liggaam is. Kan jy sien, is nie net die bloed van Yeshua nie, maar die metode van lewe. U en ek moet gehoorsaam aan Vader, lewe elke oom. Hierdie is vir ons die pad, die waarheid en die lewe. En volgende keer gaan ons spesifiek gesels oor hierdie dele van dit wat die tempel vir ons verteenwoordig. Om in te gaan, die pad wat hy alleen gemaak het, daar is nie 'n ander pad nie. Om sy waarheid te leef, sodat u en ek lewe kan hê. Mag Vader aan u lewe gee.